Ek wil jou uitnooi om rustig te wees daar waar jy is. Rustig te wees vir die 7 momente, die 7 woorde van Jesus aan die kruis, en hoe dit ons vanoggend, en ook met ons pad vorentoe, lei. Daar waar jy is, kom ons word stil voor die Here. Here Jesus, vandag kom ons in stilte, met verwondering en diep dankbaarheid. U het gekies om die pad van lyding te stap, om die volle gewig van sonde, pyn en gebrokenheid op u te neem. U het nie net vir ons gesterf nie. U het met ons pyn kom identifiseer. In elke roep, elke traan, elke stilte vandag, hoor ons u liefde. Heilige Gees, open ons harte om u 7 woorde aan die kruis nie net te hoor nie, maar om dit in ons eie lewe te beleef. Laat elke woord 'n sleutel wees wat ons nader trek aan u hart. En herinner ons, u liefde was nie net vir daardie dag nie. Dit is vir nou, vir altyd. Amen. Vriende, met 7 kruiswoorde sê Jesus vir ons hoe lief hy ons werklik het. 7 is ook die volheidsgetal van God. En met 7 kruiswoorde hoor ons die volle omvang van Jesus se liefde vir ons. Ons word nader getrek in hierdie oomblik na die eerste woorde van Jesus, daar waar hy hang aan die kruis. En Jesus bid in sy eerste woorde. Jesus bid vir sy vyande. Lukas 23 vers 34 sê ons, hoor ons, Jesus se eerste woord. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wie is Jesus se vyande? Die maklike antwoord is hulle wat hom gekruisig het. Hulle wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En daarmee kan ons so maklik die vinger wegwys van onsself af. Die korrekte antwoord is alle mense. Alle mense is vyande van God, vanweë hulle sonde. En dan kom die ongemaklike antwoord. Ek is 'n vyand van God. Ek is Jesus se vyand. Die vinger wys terug na my toe. Maar daar's ook 'n troos in hierdie eerste woord. Die troos wat ons in hierdie eerste bede van Jesus vind, daar aan die kruis, is dat die Here Jesus ook vir my aan die kruis gesterf het. En ons hoor dit in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons sien in hierdie eerste kruiswoord, hoe ware liefde van God haat oorwin. En dan kom die verantwoordelikheid uit hierdie eerste kruiswoord, dat ek ook my vyande moet vergewe, soos wat God my vergewe het.
En daarom by hierdie eerste kruiswoord is daar eers 'n vraag voor ons enige tree verder kan gee op hierdie goeie Vrydag. Want die vraag wat na my toe kom is ek bereid om God se liefde in my lewe te laat werk? Of is ek nog in vyandskap met God? Is ek nog in vyandskap met my naaste? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede kruiswoord bring ons by Jesus se liefde. Die tweede kruiswoord bring vir ons die troos van Jesus aan gebroke mense, aan terugkerende kinders, en die liefde en die troos wat hy aan ontvanklike mense skenk. Saam met Jesus was daar twee misdadigers langs hom aan weerskante. Die een van hulle het die vertroostende woorde gehoor van Jesus se eerste kruiswoorde. Vader, vergewe hulle. Die vraag kom na my toe, hoekom en waarom net een? Waarom het net die een hierdie troos gehoor? En vriende, daarmee moet ons die ware genade van Christus, van God kom uitpak, want dit vind ons hier by die tweede kruiswoord. Ware genade wat die wêreld kan hoor by Jesus se eerste kruiswoord, klop altyd aan elke hart. Ware genade klop aan elke hart. En ons sien hier by die tweede moment, dit is die hart wat in sy nederigheid, 'n hart wat in sy desperaatheid reageer, wat die troos van Jesus se eerste woorde hoor. Die een misdadiger het iets gesien. Hy het iets gesien. Hy het nie net 'n man aan die kruis gesien nie, maar 'n koning met 'n koninkryk. En hy het dit herken toe hy sê in Lukas 23 vers 42, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Dink aan my. Daar is ietsie wat Jesus vir ons wys by sy tweede kruiswoorde. Hy wys vir ons dat God se teenwoordigheid altyd naby is, altyd. Selfs op daardie mens wat langs hom hang, se donkerste plek, is God teenwoordig, is hy naby. Maar dit is 'n hart wat met geloof kyk. 'n Hart wat met geloof kyk, wat die helderheid van sy genade raak sien. Een van hulle het gekies om bitter te bly. Die ander een het gekies om te hoop. En die wonderlike van die tweede kruismoment is dat Jesus nie homself net aan een gegee het nie. Jesus het homself aan albei gegee. Hy het homself aan albei gegee. Net een het op die uitnodiging gereageer. Here Jesus, dankie. Selfs aan die kruis spreek u genade.
en troos vir my. Help my om u stem van liefde te hoor en met 'n oop hart u genade te ontvang. Dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In die derde kruiswoord hoor ons die ware vertroosting van Jesus, ware vertroosting. Ons sien ietsie raak en ons hoor ietsie van ware liefde wat Jesus gee vir hulle wat baie naby aan hom is. Johannes 19 vers 26 en 27 hoor ons Jesus sê, daar is u seun, daar is u moeder. Selfs aan die kruis, selfs in sy uiterste pyn, tree Jesus op as 'n beeld van die Vader se hart. Dis ongelooflik wat daar aan die kruis gebeur, vriende, hier by die derde moment. Daar waar Jesus hang op daai oomblik, hierdie oomblik, is hy besig om te verbind. Hy verbind. Op hierdie oomblik herstel hy. Op hierdie oomblik skep Jesus 'n familie waar daar verlies is. Jesus sê nie net formeel vir Maria en Johannes, daar is jou seun, kyk maar na mekaar nie. Hy skep 'n nuwe geestelike familieband tussen Maria en Johannes aan die kruis. En dit wys vir my en vir jou dat God selfs in die mees pynlike oomblikke nie vergeet om vir mense te sorg nie. Daar het 'n verskriklike profesie waar geword terwyl Jesus aan die kruis hang vir Maria. In Lukas 2 vers 35 maak Simeon aan Maria 'n profetiese woord bekend. En wat jou betref, Maria, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Nou ek weet nie en ons weet nie wat het Maria in daai tussentyd deur haar gedagtes gegaan nie. Maar hierdie oomblik aan die kruis is daar die swaard. Daar was ook 'n oomblik gisteraand en ek gaan later terugkeer daarna toe, waar Jesus ook gebid het dat die lydingbeker by hom verby moet gaan. Maar Jesus het nie die swaard weggeneem nie. Maar wat hy daar aan die kruis in Maria se donkerste oomblik, waar sy sien hoe haar eie seun sterf, het hy vir haar nie alleen gelaat nie. Daar waar sy staan aan die voet van die kruis, in die middel van haar grootste pyn, maak Jesus voorsiening. En as jy wonder wat is die aard van God se koninkryk, dan is dit by hierdie derde moment, vriende. Dis die aard van God se koninkryk. Selfs lyding word deur God gevul met teenwoordigheid. Lyding word gevul met teenwoordigheid. Lyding word gevul met sorg. Lyding word gevul met 'n nuwe pad vorentoe. Jesus vergeet nie hulle wat ly nie.
aan die kruis, daar waar hy lê, daar lê ons troos. Jesus vergeet nie die wat ly nie. En hierin lê die troos. Daar waar hy hang, sien hy ons pyn. Daar waar hy hang, sien hy verlies. Daar waar hy hang, sien hy alleenheid. Hy maak voorsiening vir jou. Nie net in die hemel nie, maar hier en nou. En hoor mooi hierdie moment by die derde moment van Jesus aan die kruis. Hy doen dit deur die liggaam van Christus. Wie is die liggaam van Christus? Daar is jou seun. Daar is jou moeder. Hy bring dit na ons toe. Die gemeenskap van gelowiges is die liggaam van Christus, daar waar hy hang. Selfs op die kruis, tussen hemel en aarde, dink Jesus daar hoe ons mekaar moet dra. Sy derde kruiswoord is 'n uitnodiging. Mag ons vandag hoor hoe hy sê, hier is jou seun, hier is jou moeder, dis hier by ons. Mag ons die genade ontvang om mekaar se laste te dra. En mag ons genade ontvang om in die pyn van die wêreld die sorgende teenwoordigheid van Christus te sien en te beleef. In die pyn van die wêreld. Die swaard het gekom, ja. Maar Jesus het Maria nie alleen gelaat nie. En hy los vir jou en vir my ook nie alleen in ons pyn nie. Daar is jou moeder. Daar is jou seun. Na die derde kruiswoord was daar vir 3 uur duisternis oor die aarde. Voor die duisternis in die eerste 3 kruiswoorde, rig Jesus hom na die mense toe, na ons toe. Na die duisternis rig hy hom self tot sy lyde, in die 4de en in die 5de kruiswoorde. Die duisternis dui ook vir ons die dieptepunt van Jesus se lyding. Dit verander van praat na roepe. In die 4de roep van Jesus hoor ons sy God verlatenheid. Matteus 27 vers 46. My God, waarom het U my verlaat? Op hierdie oomblik het Jesus nie net ons sonde op hom geneem nie. Ons moet dieper gaan, vriende. Ons skeiding, ons verlorenheid, ons hel. Hy het nie net gesterf nie. Hy het gevoel hoe dit voel om van God afgesny te wees. Hy het gevoel hoe dit voel om van God afgesny te wees, sodat ons nooit hoef te wees nie. Hy roep nie net uit nie.
Hy ervaar vir ons wat dit beteken om verlore te wees. En hier by die 4de kruismoment is die kern van ons verlossing. Jesus dra die straf. Hy dra die losbandigheid. Hy dra die volle gewig van ons rebellie hier. Die kern van die hel, ware hel, is die gevoel van God se afwesigheid. Jesus het dit op homself geneem, sodat ek en jy vir ewig in die teenwoordigheid kan leef. By die 4de roep haal Jesus Psalm 22 vers 2 aan. En hier moet ons hoor en sien en miskien beleef, selfs in absolute duisternis, sê Jesus nie maar net ietsie uit homself nie. Jesus spreek woord. Hy gryp na God se woord. En daarmee wat hy doen, hy staan op die beloftes van die Vader. Selfs toe hy die Vader nie kon voel nie. Hy wys vir ons in die 4de kruismoment, selfs wanneer God stil is hy nie afwesig nie. Daar's nog iets wat by hierdie 4de moment van Jesus gebeur aan die kruis. Wat hier gebeur is die groot ruil. Jesus vir my. Jesus vir my, sodat ek altyd vry kan wees. Hierdie oomblik is die draaislag van die hele evangelie. Hierdie oomblik. Jesus is verlaat, sodat jy nooit hoef te wees nie. Jesus voel alleen, sodat jy kan weet, jy is aanvaar. Jy is aanvaar. Hy gaan nog verder, hy neem die afgrond in, vriende. Hy neem die afgrond in, sodat ek en jy toegang kan hê tot die Vader. Nie eendag nie, maar nou. Hy bring dit selfs na vandag, na ons toe, in 2025. As jy ooit gevoel het, God is stil, dan moet jy vanoggend hoor, Jesus het dit ook gevoel. En omdat hy die stilte gedra het, kan jy vandag in sy stem wandel. Daar is niks wat jy kan voel, wat Jesus nie verstaan nie. Hy het die volle gewig van skeiding ervaar, sodat jy die volle impak van God se nabyheid kan ontvang. Sy volle impak. Met die 4de kruiswoorde beleef ons die duisternis van die kruis. Die duisternis van die kruis het die deur oopgemaak vir die lig van verlossing. Jesus was verlaat, sodat jy nooit alleen sal wees nie.
Eli, Eli, lema sabachthani. Op hierdie moment, vir die volgende moment, die 5de woord wat sê dat Jesus gedors het, is dit 'n gepaste wyse nou om die koor vorentoe te roep. Hulle gaan ons bedien met 2 liedere.
In die 5de kruiswoord hoor ons of sien ons Jesus volledig mens, volledig God. Ek is dors. In hierdie eenvoudige frase sien ons Jesus volkome mens. Hy het nie net aan die kruis gelei in gees nie, maar ook in sy liggaam. Hy het dors geraak soos ek en jy. Maar selfs in sy dors het hy steeds ons losgekoop. By hierdie 5de kruiswoord kan ons intiem reflekteer op Jesus se vleeswording. Dat Jesus ons wêreld so intiem binnegekom het, dat hy nie net ons sonde op die kruis gedra het nie, maar ook ons fisiese kwesbaarheid en nood. Ek het nou gesê dat hierdie dors was nie net fisies nie, maar ook geestelik. Jesus het die beker van lyding geproe. Maar selfs op sy laaste dors hy na die voltooiing van die Vader se plan. En hier by die 5de kruiswoord moet ons dit raak sien vanoggend, vriende. Jesus dors na die voltooiing van die Vader se plan. Hy dors na herstel. Hy dors na versoening. Hy dors na ons. Hy dors na ons. Psalm 42, wat ons net nou so mooi gehoor het, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U. Jesus het in sy dors die diepste menslike verlange verteenwoordig. Die verlange na God. Die verlange na herstel. Die verlange na betekenis. Die verlange na nabyheid. En terwyl ons die 5de kruiswoord hoor en sien en beleef waar Jesus hang aan die kruis, dan onthou ons ook in Johannes 7 vers 38, toe hy tussen ons gelewe het, het hy gesê, wie in my glo, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Waarna dors jy? Waarna dors jy? Na betekenis. Dors jy na troos? Dalk na God? Hoor en sien vandag, Jesus het gedors, sodat ek en jy kan drink van sy oorvloedige genade. Daar aan die kruis. Sy dorstyd is ons drinktyd, vriende. Sy leegheid bring vir my en vir jou oorvloed. Vandag sê hy, kom na my toe, almal wat dors is. Ek sal vir jou rus gee. Here, dankie dat U dors geword het, sodat ons nooit weer geestelik hoef te dors nie. Maak ons hart oop om U lewende water te ontvang. Vul ons met U volheid en vrede. Ek is dors. In die 6de kruiswoord hoor ons 'n hemelse aankondiging
dat alles waarvoor Jesus gekom het, voltooi is. Dat 'n nuwe seisoen van genade, van genesing en identiteit vir ons aangebreek het. Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Dit is volbring. Hoor mooi, nie die einde nie, maar die voltooiing. Die Griekse woord tetelestai, wat beteken voltooi, is 'n term wat in die antieke tyd gebruik is wanneer skuld ten volle betaal is. Jesus sê, nie net sy pyn is verby nie. Hy verklaar dat die plan van God se verlossing volbring is. By die 6de kruiswoord, elke profesie, elke wet, elke offer is vervul in Jesus Christus. In hom. Hy het nie net gekom om te ly nie. Hy het gekom om te oorwin. Die kruis was nie net 'n plek van pyn nie, maar 'n plek van oordrag, van sonde na vryheid. Van skaamte na herstel. Van skeiding na seunskap. Die vraag wat kom hier by die 6de kruiswoord is, wat is volbring vir ons? Wat is vandag volbring? Jou verlossing is volbring. Jy hoef nie te probeer om God se liefde te verdien nie. Dit is klaar bewys aan die kruis. Jou verlede hoef jou nie te definieer nie. Die kruis breek die houvas van skaamte en skuld. Die mag van sonde is gebreek. Jy is nie meer 'n slaaf van wat was nie, maar vry om in oorwinning te leef. Vriende, wat is daar vandag hier by ons, wat ons onder die 6de kruiswoord moet sit? Wat moet ons daar sit? Skaamte, vrese, teleurstelling. Hoor Jesus vandag sê, dit is volbring. En hier het iets aangebreek vir almal. Ons pad vorentoe. Ons toekoms vorentoe is afhanklik van hierdie 6de kruiswoord. Dit is waarvan ons toekoms en ons pad vorentoe afhanklik is. Dit is volbring. Dit is volbring. Met die 7de kruiswoord roep Jesus meer as 'n sterwensroep. Hierdie woorde is die hoogtepunt van vertroue. Nie die finale oorgawe, die herstel van wat gebreek is tussen God en mens, in hierdie laaste woorde van Jesus. Lukas 23 vers 46, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Interessant, sy eerste en sy laaste woord aan die kruis. Jesus sterf nie in die duisternis van hooploosheid nie. Hy sterf met sy oë gefestig op die Vader. Sy laaste asem wat hy uitblaas, is gevul met vertroue. Vriende, selfs na alles, en hier by die 7de kruiswoord,
kyk ons terug na wat agter Jesus is. Selfs na alles, die verwerping, die pyn, die sonde van die wêreld wat op hom gelê is, hoor mooi, is Jesus se laaste woord, Vader. Vader. Selfs in die donkerste oomblik van die wêreld, is God nog steeds Vader. Voor Jesus was die dood die groot skeiding. Voor Jesus was die dood die groot stilte. Maar toe Jesus sy gees oorgee aan die Vader, het Jesus die dood kom verander. Hy het die dood kom verander in 'n ontmoeting. Nie 'n einde nie. Nie 'n einde nie. Maar 'n oorgawe aan liefde. Jesus open by die 7de kruiswoord die pad vir ons om sonder vrees te lewe. Die dood is nie meer iets wat ons oorval nie, maar iets wat ons in vertroue aan die Vader kan oorhandig. Waar jy ook al is, in verlies, in pyn, in onsekerheid, hoor by die 7de kruiswoord, daar is plek vir jou gees. Daar's 'n plek vir jou gees in die hande van die Vader. Jesus se laaste woorde is nie net 'n sterfgebed nie. Jesus se laaste woorde aan die kruis is 'n uitnodiging. Elke asem wat ons neem, kan met vertroue gevul wees. Elke asem. Elke oorgawe is nie 'n verlies nie. Vriende, dis 'n oorwinning van die Gees. Elke oorgawe. Jesus wys vir ons hoe om te sterf. Maar hy wys vir ons hier ook hoe om werklik te leef aan die kruis. Jesus se woorde aan die kruis, hierdie 7 woorde aan die kruis, is nie net sy laaste woorde aan die kruis nie. Hierdie woorde is lewenslesse vir ons harte. Woorde van vergifnis. Woorde van sorg. Woorde van verlatenheid. Dors. Oorgawe. Oorwinning. Woorde wat ons leer om werklik te leef. Selfs te midde van gebrokenheid. Met hoop. Te lewe met hoop, met liefde, met geloof. Elke dag, elke asem in die Here se naam. Daarmee het Jesus sy laaste asem uitgeblaas.
Ons sien mekaar weer Sondag. Ek gaan vir ons bid. Op jou eie tyd verlaat ons die ruimte. Jy is welkom om nog tot 12:00 die kruisstasies by te woon. Môre aand om 6:00 stil Saterdag. Ons hoop is gerig op Sondag. Sondag sal kom. Jesus, U kruis het die donkerte deurboor met liefde. U bloed het 'n nuwe verbond oopgebreek. Een van vergifnis, van hoop, van oorwinning. Dankie vir U teenwoordigheid by ons maaltyd. Vir die woorde van liefde wat steeds in ons harte weer klink. Mag ons nou wegstap met 'n dieper wete dat niks ons kan skei van U liefde nie. Nie lyding nie, nie dood nie. U het alles oorwin.